Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 16 Augustus, om Jesus se opstanding te verkondig. Paulus begin 1 Korintiërs 15 met 'n fokus op die blye boodskap. Hy praat van die evangelie, eerstens wat hy aan die Korintiërs verkondig het, tweedens wat hulle ontvang het, derdens waarin hulle gevestig staan en vierdens waardeur hulle gered word, in 1 Korintiërs 15 vers 1 en 2. Hierdie inleiding berei die leser voor op die materiaal wat in die res van die hoofstuk behandel gaan word en toon hoe onontbeerlik Christus se opstanding vir ons verlossing is. Romeine 10 vers 9 en 10 sê vir ons: As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Jesus se opstanding is so onlosmaakbaar deel van die evangelie dat mens jou eie geloof in Christus weerspreek deur dit te ontken. Lees 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4, Lukas 24 vers 44 tot 47 en Romeine 1 vers 1 tot 4. In watter opsigte stem hierdie skrifgedeeltes ooreen? 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4 lees: Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Lukas 24 vers 44 tot 47 lees soos volg. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Romeine 1 vers 1 tot 4 lees: Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid en na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here. Die vraag lees weer, in watter opsigte stem hierdie skrifgedeeltes ooreen? In 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4 het ons 'n opsomming van Paulus se boodskap. Party mense wonder of die sinsnede volgens die skrifte op 'n spesifieke Ou Testamentiese gedeelte of op die Ou Testament in sy geheel dui. Dit is egter nie van belang nie. Wat hier eerder tuisgebring word, is dat Jesus se dood en opstanding die vervulling van God se Ou Testamentiese belofte is. Lees 1 Korintiërs 15 vers 2 en 11. Waarom plaas hierdie verse die begrippe geloof en verkondiging naas mekaar? Wat is die verband tussen die twee? 1 Korintiërs 15 vers 2 en 11 lees: Waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Of dit nou ek of hulle is, so spreek ons en so het julle geglo. Almal wat die verreëse Christus bely, moet ten eerste glo dat sy opstanding 'n historiese gebeurtenis is. In die verband speel 1 Korintiërs 15 vers 5 tot 8 'n kritieke rol in die Nuwe Testament. Hier het ons 'n klinkklare Bybelse bewys dat etlike mense vir Jesus na sy opstanding gesien het, waarvan baie steeds ten tye van Paulus se skrywe nog geleef het in 1 Korintiërs 15 vers 6.
Wat Paulus eintlik hier sê is, gaan vra daardie mense en hoor self wat hulle gesien het. Dit is hoe seker die apostel van sy saak was, dat Jesus se opstanding inderdaad 'n werklikheid is. Daardie mense was ooggetuies. Hulle was presies wat Jesus gesê het sou wees, te wete volgens Lukas 24 vers 48, getuies van hierdie dinge. Watter redes het ons om in Christus se opstanding te glo? Wat meer is, watter ander dinge het sy gewyd of sekulêr glo ons al het ons dit nie self gesien nie?